Die basis wat ons moet lê in die skrif, kom uit Hebreërs 11. So, as jy nou net na hierdie gedeelte luister oor gebed, dan gaan jy heeltemal te mekaar wees, okay? Ons het 2 dele al klaar gemaak, ons is besig met die 3de deel, ek is jammer dit vat so lank, maar weet jy wat, daar's my ouers wat sukkel om te verstaan, en ek is een van hulle. Maar ek wil graag net Hebreërs 11 gebruik as die basis vir dit, wat ek tot dusver vir julle verduidelik het. Weereens, gaan ons in die Skotse Bybel toe, dat ons mooi kyk na die Engels. Now faith, ja, now faith is the assurance. Nou hierdie is die Amplified Bible. It's the assurance. Luister wat lê tussen hakies. The confirmation, the title deed. The confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Hoe duidelik wil jy dit kry? So wat is geloof? Nou, die Afrikaanse vertaling, wel een van hulle is nou 'n paar van hulle, maar die een wat ek altyd gelees het was, dis 'n vaste vertroue. Dis nie 'n vaste vertroue nie. Geloof is die wete. Dis wat hy hier sê. The title deed. Weet jy wat is 'n title deed? 'n Title deed is daardie dokument wat jy ontvang die dag as jy oordrag neem van jou huis. Dis 'n wete in jou innerlike wete, wat doen? Wat sê hy? Wat dan? Hy sê, of the things we hope for. So dis 'n wete van die goed waarop ons hoop. So wat is die heel eerste ding? Jy kan nie geloof kry sonder hoop nie. Hoe wil jy geloof hê sonder hoop? So ek begin by hoop. Wat is hoop? Is 'n verwagting, is daai ding wat so in jou gees draai, van iets wat die Here gaan doen. Ek het 'n verwagting, ek het 'n hoop in my hart, dat die Here iets gaan doen. Geloof kom, wanneer daardie verwagting 'n wete word. Beautiful, nee. Nou moet julle weet, wie doen dit? Die Heilige Gees. Nou daai verwagting wat ek het, wat nou 'n wete word, is dan uiteindelik vir jou die bewys. It is the proof of things we do not see. Wat het hier gebeur? Ek het 'n kykie gekry in die geesteswêreld. Ek het die boodskap uit die geesteswêreld ontvang binne in my hart vir dit wat die Here gedoen het in die situasie, alhoewel die omstandighede glad nie beweeg het nie. Hey man, hoe praat ons nou? So wat is die kern daarvan? It is the proof of things we do not see. It is a conviction of the reality. Hoor mooi, jy weet, daai ou is genees. Nou kom ons maak dit eenvoudig. Ek probeer dit eenvoudig maak, ek lees nie net vir julle die skrif nie, ek probeer die skrif bietjie vorm gee. Nou oké, lekker styf sit nou. Die voorbeeld wat ek wil gebruik is 'n vrou se baarmoeder. En as daar nou kinders is wat julle nie wil hê wat moet luister nie, hulle kan nou eers uitgaan. Nou kom ons dink daaroor. So elke maand dan vorm die endometrium aan die binnekant van die baarmoeder. In afwagting vir die saad wat geplant moet word. Die endometrium is daardie hoop, daardie verwagting wat jy kry. En hy's besig om te vorm, nou moet ek bly in intimiteit.
Ek moet bly by God, sodat daardie saad geplant kan word. Daardie saad wat ek ontvang, is die wete. Die wete van wat? Die wete van wat gebeur het in die geesteswêreld. Die wete dat God op sy troon gesit het, en hy het 'n bevel gegee, wat dan inderdaad plaasgevind het. Dis geloof. En dan begin ons die Here dankie sê, vir dit wat hy gedoen het. Nou kan jy dink, hoe mal klink dit? Maar ek jou 'n voorbeeld noem, en 'n voorbeeld gee. 'n ma en pa, sy dogtertjie, sy was 2 jaar oud gewees, het inderdaad gesterf in die hospitaal. Sy was in die spesiale eenheid, maar wat noem hulle dit, hoë sorg eenheid, en sy het gesterf. Maar die storie loop as volg. Hulle het die kind ingebring, hulle het daar in die hoë sorg eenheid gesit. Ek weet nie wat, kan nie onthou wat sy siekte het sy gehad nie, maar die ma en pa het gesit in die wagkamer waar hulle in die hoë sorg eenheid kon kyk. En nou kom ons en ons begin 'n baie interessante ding ervaar. Nou die ma en pa het gesit, terwyl hulle sit, toe sien die pa hoe Jesus instap. Hy stap in die hospitaal en in die hoë sorg eenheid, en hy kyk vir die kind, en hy kyk vir die pa, en hy glimlag. En hy het net sy hand so uitgesteek, op die kind se kop gesit. Hy kon niks hoor wat Jesus sê nie. En Jesus het uitgestamp en net sy kop geknik en hy is weg. En hier sit die pa en hy sê, my kind is genees. Let op wat gebeur. Daar's iets wat Jesus hier kommunikeer in die geesteswêreld, mense. Ander mense het hom nie daar gesien nie. Hy kommunikeer hierdie genesing. Dis die saad wat ontvang word, want in die hoop het hulle gesit en wag. En raai wat, kind gaan dood. Die pa sê, luister, hierdie kind gaan lewe. Klaar. Die kind sterf. Nou los hulle maar die man by hulle los hom maar die pa by die bed, en nou bid hy, ek weet nie presies wat het sy vrou gedoen nie. En op 'n stadium toe voel hy die Here sê vir hom, hy moet toilet toe gaan. Hy het weer gehoor. Hy stap toilet toe, en hy maak die toilet deur toe, en hy staan hy. Hy weet nie wat met die mou is daar in die toilet. En die Here sê vir hom, bestraf hierdie sataniese werking. En hy bestraf die werking. Die kind is reeds dood. Die kind se kop is toegegooi. Die dokters wil hulle nou uit die hospitaal uitsit. Hy bestraf 'n demoniese werking. Ek weet 'n paar Christene wat daai gaan serifiseer. Hy stap terug. En daar sit die dogtertjie reg op in die bed. Hoor mooi. Ons moet kan hoor. En om te kan hoor, moet die Heilige Gees die belangrikste faktor in jou lewe word. Want dis die Gees van Jesus. So wat sê ek? As jy Jesus het, het jy alles. Nie jou prentjie nie, nie al jou goed waaroor jy bid nie, hy is nie die middel tot 'n doel nie, hy is nie daar om Kersvader te speel nie, hy is daar om saam met jou te loop. Hy is daar om jou te bemoedig. Maar waar is die verskil? Wel, ons bid, dit kan ek jou vertel, maar wat doen ons eintlik? Ek meen, toe ek hierdie ontdekking doen, kom, toe sit ek en dink, maar een oggend sit ek so en bid, en ek bid geweldig lank. Nou, lang terug. En ek voel die Here vra vir my, met wie praat jy? Ek weet nie met wie ek praat nie. Met wie gesels jy? Wie sien jy? Met wie praat jy? Nee, broer, waarmee is jy besig? Weet jy wat? Kom ons blaai na Johannes toe. Blaai weer terug na Johannes toe. Hier is toch al 'n interessante ene. Daar's iets wat vir ons weggelê is, wat ons besig is om te betree.
Dis die geesteswêreld. Die skeiding tussen ons en die geesteswêreld is besig om al meer en meer af te breek. Dis waarom ons al hierdie demoniese goed sien. Nou kry ons die Christene wat hysteries raak oor die demoniese goed en kyk wat maak hulle en die kinders doen. En dit is verskriklik belangrik. Maar luister hier. As dit besig is om daar te breek en hulle kry meer toegang, dan is dit mos besig om vir my ook te breek. Dit is mos besig om vir my te breek, dat ek al meer en meer vertroud kan raak met die geesteswêreld en al meer en meer vertroud kan raak met Jesus. Dis waarom ek sê, ons moet hom ken. Gebed is die instrument hoe om te ken. Maar hoor net hier, kyk nou Johannes 14, ek wil lees vanaf vers 17. Nie baie lang. The Spirit of truth the world cannot receive because it does not see him. The world cannot receive him because it does not see him or know and recognize him. But you know and recognize him. So dis deel van jou belofte in die woord. Jy kan hom ken en jy kan hom herken. For he lives with you and he will be in you. I will not leave you as orphans, bereaved and desolate. I will come to you. But just a little while and the world will not see me anymore. But you will see me. Because I live, you will live also. Wat wil ek vir julle sê? Dis 'n duidelike belofte dat ons in die geesdimensie behoort te kan sien. Kan jy dink hoe maklik gaan dit raak? Met ander woorde, ek kom voor die Here in gebed en ons het nou al daai eerste 2 gedoen van stil word. Ons het nou al daai eerste deel gedoen van abide, want dis hoe ek voor hom inkom. Ek dra my probleem op aan hom met die verwagting dat hy my gaan help voor sy troon. En in dit sien ek wat hy doen. En in dit wat ek sien wat hy doen, maak ek 'n deklarasie. Maar ons het dit heeltemal omgedraai. Nou daar's kinders van die Here wat daar loop, maar wat doen ons nou? Wat doen die normale deursnee ou? Hoe werk hy? Nee, is nag. Nou hoor hy van Jan wat gedeklareer het. Nou deklareer hy. Hy is nie naby die troonkamer nie. So wat is hierdie ding waarmee ons sukkel? Een persoon sit en hy het 'n geweldige behoefte en hy begin soek na God met sy hele hart. Dan kom die Here en hy deel 'n openbaring met hom. Hy pas die openbaring toe en raai wat, dit werk vir hom. God manifesteer dit wat God op sy hart gehad het. Nou begin hy Bybelkursusse aanbied. Nou gaan almal sy metodiek volg. Werk glad nie. Vra my. Hoekom? God sal 'n beginsel vir jou gee, maar elkeen met sy eie metodiek by God gaan haal. Want wat doen ons nou? Nee, nou moet ons gaan oorlog voer. Het jy met die Here gehoor om dit te gaan doen? Nee, maar jy hoef nie te wag nie. Broer, jy wat wag sal niks kry nie. Weet jy wat? Nou moet ons gaan oorlog voer. Jy sien, nou gaan voer ons oorlog en ons gaan te kere en ons sny en ons kap en ons praat. 3 maande later dan gaan ek terug en dan sit ek en dan sê ek nou, wat het nou hier verander? Dan het niks verander nie. Maar niemand vra dit nie. Niemand gaan en sê, luister, wat is hier aan die gang nie? Ek het so op 'n stadium in 'n gemeente gesit saam met 'n pastoor en toe daag ek hom uit. Toe sê ek van kyk hierdie mense wat uitkom, dan bid hulle vir hulle. Volg hulle op en gaan kyk jy. Weet jy wat? Ek wonder of daar 10% is wat toe nog genees was. Dit kan om ander redes wees, ek hoor, maar hoor net wat ek sê. Daar's geen persepsie wat ons het van wat in die geestesdimensie aangaan, wanneer ons in gebed ingaan nie. Nee, maar weet jy wat? Die Here het my die autoriteit gegee. Die Here het dit vir my gegee en daarom moet ek uitgaan. Ek moet uitgaan en ek moet in 'n geveg intrees met Satan. En weet jy wat?
dit wat ek doen, dit gaan die Here seën. Dit is nie so nie. Dit is glad nie so nie. Want Fred Roberts, wat onder in Natal was, het dit vir my bewys. Wat het hy gedoen? Hulle moet uitgaan. Hulle moet nou gaan getuig. Hulle moet nou die mense by die Here uitkry. Man, ek was self deel van dit. Ek het in Hilbera se strate op en af geloop. Ek moes in Sunnyside op en af geloop en dat niks gebeur nie. Ek is die enigste ou wat terug gaan en sê, maar boys, dit kan nie die Here wees nie, het niks gebeur. O nee broer, jy moet net glo. Ag, asseblief man. So nou gaan ek uit. Want hoekom? Die Here sal my volg. Moenie worry nie, gaan net doen wat jy moet doen, die Here sal dit seën. Nou hoor wat ek jou vanmôre sê, ek sien dit nie. Ons moet stop, en ons moet gaan staan en kyk. Wat is dit wat hy sê? Kyk na Johannes 12, in vers 26. In Johannes 12 vers 26, hanteer ons die situasie van wat presies hier gebeur. Kyk wat sê hy. If anyone serves me, he must continue to follow me. Nogal interessant die woord follow, né? He must follow me, to cleave steadfastly to me and wholly. Dan kom hy dan sê hy, he must conform to my example in living, and if need be, in dying. And wherever I am, there will my servant be also. End of argument. Jy volg hom, hy volg jou nie. Romeine 8 vers 14 is duidelik op daai punt. The sons of God are being led by the Spirit of God. Ons moet wag om te hoor wanneer God beweeg. Ons moet wag om te sien wat hy sê. En wanneer ons bid, moet ons die geestesvermoë hê om te kan sien wat is hy besig om te doen in die geesteswêreld. Hoe eenvoudig is dit? Ek weet dit, jy gaan vir my sê, maar dit is moeilik, ons kry dit nie reg nie. Want waarom? Ons basis van gebed is verkeerd. Ons basis van gebed is nie so lekker nie. Ons moet dan kyk na die basis. En die basis waarop ons gaan, het ons begin deel. So ek wil jou 'n tydjie gee. Gaan kyk na die 2 opnames wat ons gedoen het oor die stilte tyd en oor 'n baie. Laat dit in julle harte insink. Sodat wanneer ek terugkom om met julle te praat oor sy teenwoordigheid, dat julle kan verstaan wat ek probeer sê. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow